Thank you, my Lord, that we know that you are there for us. No matter what happens here on earth, no matter what we've done in the past, you are our God. You are our Father. And when we say forgive me, it is as if it's never happened before. Thank you that we can come to your throne and just sit in front of your feet. Thank you for the word that you are bringing us today, my Lord. And let it fall on good seed on our hearts. In Jesus' name, amen. Here's my Bible. Here's my Bible. Ek is wat ek sê ek is. Ek is wat ek sê ek is. Ek weet wat ek sê ek het. Ek weet wat ek sê ek het. Ek kan doen wat ek sê ek kan doen. Ek kan doen wat ek sê ek kan doen. Vandaag word ek kan leer in die woord van God. Vandaag word ek kan leer in die woord van God. Ek belei my gedagtes is gefokus. En my hart is ontvankelijk. En ek sal Nooit weer dieselfde vergeet nie. in Jesus naam. Amen. Amen. Wie dankbaar om die huis van die Here te wees. Amen. Amen. Ek dink so terwyl ons sing na Vrydag maand waar en die Here praat weer met my vanmôre en hy sê, wanneer laas het jy dit iemand gesê? Amen. Wanneer laas het jy dit iemand gesê? Dan die Hanna Here die voor, dan is my nie daar nie, maar ons almal het eintlik die voorreg om baie mense elke dag te sien. Eintlik is nie een van ons verskoning om dit nie vir iemand te vertel. Ek sê altyd, ons sê dit vir die kelder nie vertel. Ongeacht keer, ongeacht wat taal sy praat of hy praat, ons moet al ewig vir die mense daar buite vertel. Hoe groot is my God? Hoe groot en gelukkig is ons om elke dag nie te kan wees. Amen. Amen. Wie van julle wat die laaste keer was nie, het so vinnig 'n recap, ons het gepraat oor die Daniël vas. Ons het gepraat van 'n bietjie te vas en die groot ding was waar is jou fokus in die jaar? En dat jou blessing wag vir jou commitment in die jaar. Ons so geneig om die Here te vra, Here, waar is my seëninge? Here, wat die woord van God sê, ek kan alles kry wat my hart begeer. Maar toch leer die woord ons ook, soek eers die koninkryk van God. Soek eers, dan sal hy alles vir jou hart begeer. Yes, ons is skoongewaste kinders van God. Ons elkeen het 'n plek in die hemel. Maar eers moet jy aanvaar as jou saligmaker en verlosser, voordat jy ewige lewe kan kry. Amen. En ons het 'n bietjie gepraat oor die vas. En ek wil vandag so 'n bietjie verder aangaan, want ons het net so 'n bietjie lering vandag, want ons hoor so baie van vas en van ons vas. Maar die kern van vandag is nou, wat nou na jou vas? Wat gebeur nou? So ons het ons liggame onderwerp aan, as kan jy sê, 'n bietjie straf. Noem maar net jy al wat kopseer is, hy drink nie koffie nie, hy is 'n koffieverslaaf. So een van die goede wat sy doen is sy vas koffie vir 21 dae. En dis vir haar 'n straf. En so sit ons liggame onder hierdie stres partykeer en ons het minder geëet, ons het ook minder gepraat. Maar ek hoop ons het 'n bietjie meer gebid in die tyd. Die 21 dae is nog nie verby vir almal nie, maar almal vas vir 21 dae en party vas 'n dag, party 'n week. So ek wil net hierdie by julle los vermoed. As jy nou klaar is met jou vas, of dit nou hierdie week is en of dit nou later weer die jaar is, en as jy klaar is met jou vas, dan staan jy by 'n keuse om te maak. En die keuse is om nie die vas te stop nie, maar die keuse is om God te ignoreer vir wat hy jou vertel, gedurende jou vas. Baie min mense verander na sy vas. Ons vas om 'n noue verhouding met God te hê. Ek vas bietjie meer om my verhouding met God sterker te kan. Maar nou doen ek dit net terwyl ek daai 5 dae vas en by 20 dae vas. Maar wat gebeur nou vir die volgende 330 dae van die jaar? Hoe leef ek my lewe? So die Gees van God vra vir jou nie of jy net vas, maar hy vra hoe gaan jy die res van die jaar leef? Ek wil vir julle 'n skrifgedeelte lees uit Jesaja 58.
Dis 'n moeilike stukkie wat ek kan lees, maar ek wil hê julle moet hoor wat God sê. Jesaja 58. Kom begin by vers 3. Hulle vra waarom het ons vas, maar u sien dit nie. Ons het ons verontmoedig, maar u het dit nie opgelet nie. En hier kom God se antwoord. Want ons is geneig om te sê, Here, ek het jou gevas, ek het hierdie stadium weer gegaan, en is nou 10 dae later, en ek het gevas vir hierdie saak, maar ek kry nog nie 'n antwoord oor hierdie saak nie. Nou antwoord God jou nie. Hoor wat sê hy? Sê, dis omdat julle vasdaag, net julle eie plesier najaag. En die mense wat in julle diens is nog harder laat werk. Met ander woorde wat ek ons sê is, terwyl jy vas, is jy eintlik 'n mislike mens. Jy sê jy bietjie aan koppig en jy's nors, want jy's krankie. Vers 4 sê, julle vas eindig in twis, rusie en vleisgevegte. Op hierdie manier kan julle nie vas en dan verwag dat die hemel gehoor sal antwoord. Is dit nie die vas wat ek verkies net 'n dag waarop die mens homself verneder? Is dit net om jou kop te buig soos 'n biesie en te sit in sak en as? Is dit wat jy 'n vas noem? Die dag wat vir die Here aanvaarbaar sal wees. So ons dink om ons liggaam deur hierdie stryd te sit, om hierdie paar dae dit vas te gaan nou dink ons, God moet nou oplet. God moet ons nou antwoord. Maar die vas gaan nie daaroor om God se aandag te kry. Die vas gaan sodat jy jou fokus kan raak. Die Here sê hierso, hy sê nee, is die vas wat ek wil hê dan nie, om mense wat onregverdig in die tronk is vry te laat. Om die juk van mense af te haal en elke juk te breek nie. Hy sê is hierdie vas, is dit dan nie om kos te deel met die wat honger is, en om aan die arme swaarder blyplek te gee, om klere te gee vir die mense wat het nodig het, om hulle nie weg te draai nie. Van jou familie wat jou hulp nodig het, van jou familie wat ook jou hulp nodig het. As jy dit doen, sal die lig vir jou deurbreek, soos in die vandag. So wat sê die Here vir ons hier? Wat sê hy van die vas? Die vas is nie net 'n dieet nie. Dis nie net 'n uitdaging nie. Dis nie net 'n tradisie om hierdie jaar te begin nie. Maar die vas is 'n goddelike ontbreking om jou te verander. God het jou in die gewone geruk, sodat hy jou kan herskep vir hierdie jaar. Maar hoe mooi is jy vas, en jy keer terug na dieselfde gesindhede toe, na dieselfde kompromie en dieselfde ongehoorsaamheid, dan het jy die hele doel van die vas gemis. Die Here sê hier vir ons, hy sê vir ons vas, maar ons bly dieselfde mense deur die jaar. Ek vas om nou 'n verhouding met God te hê, maar ek lees nie my Bybel vir die res van die jaar. Ek vas om 'n verhouding met God te hê, sodat ek 'n ander mens kan wees hierdie jaar, maar nog draai ek my rug op die swembelaar wat nie blyplek het. Nog draai ek my rug op die man wat die vrou wat nie kos het. Ek vind nog baie interessant is dat ek aan dink wat ek vir julle wil los. Ek het dit ons voorheen genoem, ek kan nie die presiese getalle onthou nie. Maar God praat oor sonde ongeveer sy 200 keer in die Bybel. God praat oor bekering ongeveer sê maar 50 keer in die Bybel. God praat oor welis 20 keer in die Bybel. Maar iets waaroor God aanhoudend praat, is oor om vir die armes te sorg. Dit is iets wat op God se hart lê. As hy dit nie op onderlang was nie, sou dit nie so baie genoem geword het in die Bybel. Dis een van die onderwerpe wat die meeste aangeraak.
Want dis wanneer jou gesindheid teenoor ander liefdevol is. Wanneer mense weet werklik, hierdie man het die gees van God binne in hom. Is nie hoe ek sê ek optree, maar dis eintlik hoe ek optree teenoor ander. Jakobus 1:21 sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders nie, want julle sal julleself bedrieg. So ons hoor die woord van God sê, ek moet 'n verhouding hê met hom, en ek moet die skrif lees, om kennis op te bou. Ek hoor dit, maar ek doen dit. Ek hoor die woord van God sê vanmôre vir my vas kan nie net oor 'n routine van elke jaar kan ek 'n vas van 21 dae en dan kan ek aan my lewe nie. Ek moet 'n doener word met die woord van God. Ek moet tyd spandeer in hierdie woord sodat ek weet wat God van my verwag. Sodat wanneer ek met my vas klaar is, dat ek 'n nuwe skepsel kan doen. Dat my gesindheid teenoor ander en een kan wees wat diep. Baie van julle het gevas in hierdie tyd, baie van julle vas nog. En wanneer jy vas, dink jy, dis asof jy net 'n nader band met God het. Want soos ek laas het gesê, wanneer jy as jy vas en jy raak bietjie honger, dan remind dit jou, ek is besig hier met 'n goddelike ding. Dan gesels jy bietjie meer met die Here. En wanneer jy met die Here praat, dan antwoord hy jou ook. En hy herinner jou baie keer bietjie van jou sonde. Hy herinner jou baie keer so 'n bietjie van jou ongehoorsaamheid. Hy herinner jou baie keer so 'n bietjie van jou roeping, waarvan jy geroep het, waarvan jy te bang of beskaam is om in te tree. En hy praat met jou oor die stap van geloof. En ons hoor wanneer God met ons praat. Ons hoor hierdie dinge. Maar die vraag vanmôre is, wat gaan jy met hierdie informasie doen? Dis nou 'n tyd om 'n nuwe wandel met God te begin. Ons het nie 'n nuwe lewe nie, maar ons het 'n nuwe jaar begin, wat ons die voorreg gee om te sê, Here, kan ek met U oorbegin hierdie jaar? Here, kan ek met my ongehoorsaamheid hierdie jaar op die een kant besit? Here, hierdie sondetjies in my lewe, hierdie skinder en sleg praat, hierdie skel tong van my, Here, kan U dit 'n bietjie aanraak hierdie jaar? As ons lees in Josua 1:2, hierso praat God met die Israeliete. Maar ek wil hoor wat hy sê vir ons hier vanmôre. Hy sê, maak dit dan klaar. Trek deur hierdie Jordaan. Jy en hierdie hele volk na die land wat ek vir julle, die kinders van Israel, sal gee. So God beloof ons iets. Ons weet daar's 'n land van melk en honing wat vir ons wag. Ons vra vir die Here, Here, maak vir my deure oop hierdie jaar. Ek wil vir jou sê, God maak elke jaar vir jou deure oop. Maar dit is jou werk om op te staan en deur daai deur te doen. God kan nie alles vir jou doen. Ons vra die Here vir goed in ons lewe, maar ons staan nie op en maak die moeite om dit te doen. Iets wat hierdie jaar weer gaan hamer, is om in die huis van God te wees. Jy wil God met jou eer en jou dinge wat jy doen, maar jy wil nie opstaan Sondagmôre nie, want jy is bietjie moeg van hierdie weer. Want jy wil nie na die huis van die Here toe kom nie. Ons wil nie die somer na daai klein kerkie toe gaan nie, want jy, my vrou sê gisterand, sy hoop baie het ons aan, daai pad hulle werk, jy het nie verskoning nie, bring jou baadjies aan, kan koud raak nie. Ons is tyd dat ons opstaan en by die werk van God uitkom. Dis tyd dat ons opstaan en by die huis van die Here uitkom. Nie net een keer 'n maand nie, nie net een keer in 'n jaar nie, maar dis tyd dat ons belofte teenoor God sal begin nakom. Ek het daas net ook gesê en ek sê dit baie, Here, waar is my nuwe kar? Here, waar is my blessings? Maar wat doen jy vir die Here? Jesus sê die woord vanmôre vir ons moet kyk na die armes. Daai swart man wat daar by die roebord staan en daai wit man daar by Fort Beraad. Daai een wit man is so fyn, hy's op 'n donker, hulle is so swart man. Dan dink ek vir myself, sies man, kan jy nie bietjie seer toe gaan en net kan was? Ek ken nie daai man se omstandighede.
God vra my om te hoor dat ek veilig is nie. God vra my om 'n R5 of R10 sodat ek maar dood. Ja. Iemand deel hier die week 'n ding met my en die hele video nie gekyk nie, maar dit kom daarop neer dat God disguise om te kyk as the poor. He's disguised himself as an angel to come to you, to knock on your door and say, kan jy my help vandag? En as ek nog moeder is, ek kyk iemand, of jy hoor die oudste roep al by die hek, sê jy honger, nie sies, dan maak jy vir jou nie hoor nie, dat jy gordyne toe. Is dit 'n gesindheid van die Here? Is dit 'n gesindheid van God? Ek sê nou die dag, as julle die Bybel bietjie mooi gaan bestudeer, sal julle sien dat Jesus het nergens het hy Sondag aangevat en gesê, jy moet jy bely, jy moet jou bekeer. Hy het wel gesê, staan op en daar staan jou sonde. Hy het dit gesê, maar wie het hy aangevat? Die hoogmoedig is dat dink hulle ken die Bybel. Die hoogmoedig is dat gedink het hulle skrifgeleerdes en gedink het hulle lewe in die pad geraak. Ons moet op ander mense oordeel. Ja, dit is my werk en ja, dit is jou werk as herder van gemeente om mense te tugtig. Kom en vertel vir die woord van God sê tugtig die een wat die lief het. En ek sien net is my kind nie, maar ek sien dit vanmôre as hy ook. As jy 'n fout maak en ek vir jou sê, kom Andrei, ek is lief vir jou. Maar daai stoppies wat jy verskyn gestuur het. Dit gaan nie met weinig in die hel kry nie, maar you are losing blessings on this earth. Ek wil aanpraat vanmôre met jou, hoor, maar ek vat jou nie aan. Maar God sê, hy kan nie jou domme aanraak as jy bly dit besoedel word. Ons verwag van God om hierdie dinge vir ons te doen, maar wat doen ek vir God? So dit is allemaal, ek sonder jou nie uit vanmôre in jou aandry. Sien my punt nie. Elke een van ons wat hier sit, aan my sluiter, is 'n sondaar. Die woord van God leer dit vir my. Niemand van ons is volmaak nie. Daar was net een volmaak op hierdie aarde, en sy naam was Jesus Christus. Ons moet lewe en streef om soos hy te wees. Ek sal nooit soos hy wees. Ek sal iewers sal ek in my lewe, sal ek soek en ek sal 'n woord sê, of in 'n manier optree. Ek sal nooit soos Jesus Christus wees. Maar dit is my begeerte. Ek wil sy gesindheid hê. Ek wil graag skoon wees soos hy. Dit is vir my lekker om in 'n geselskap te wees. Ek dink so in hierdie naweek, ek dink in die vakansie, van my kinders was hier, en van my kinders het in 'n huis grootgeword waar vloek is nie 'n algemene ding. Maar hulle word in die skole groot, en een van die ander kinders, die kind lyk om die sketch op, word ek aan vloek. En die een kind sê vir die ander kind, sy sê vir haar, sê weet jy wat, is so mooi mens, wat daai tong vir jou so druk. Dit vir die rest van die vakansie, hulle en behoorlikheid, nie een woord is. Ons hoef nie mense aan te sê, gaan hou toe gaan, bekeer jou leefsap reg nie. Ons moet net 'n saadjie plant, van die liefde van God. Hoe tree ek op hierdie dag? Wat maak ek met God? En met wat maak ek met Jesus? Daniel het laasweek gelees en Daniel het sy Daniel gesê, hy wil nie hierdie spys van die koning hê nie. Hy wil nie sy liggaam verontreinig nie. Dit is net so met ons sê hierdie jaar, ek soek nie hierdie goed van die wêreld om my liggaam te verontreinig nie, maar ek soek die liefde van God. Ek soek die Heilige Gees binne in my hierdie jaar, sodat ek 'n goeie mens kan wees. Moenie my verkeerd verstaan, die goeie dade kan jou nie die hemel kry. Slegs Jesus Christus. Slegs sy bloed gaan jou die hemel kry. Maar ons verloor seëning op hierdie aarde, omdat ons nie lewe soos Christus wil hê ons moet lewe. Die Here praat met ons vanmôre, en ek is seker die Here praat elkeen van julle. Die Here het die week met my gepraat. En ons moet gehoorsaam wees. Maar ons kom in 'n tyd in ons lewe waar ek sê, weet jy wat, ek het jou gevras en ek gaan nou op 'n Red Bull drink. Maar nie nou nie, dis volgende week.
Ons gaan begin blaai, maar dit is ook al middel Januarie, ons gaan die eerste 2 jaar doen. En wat daarby ons is die middel van Januarie. Kom ek vertel vir ek van dit verkoordelik, wat nie sonde is, maar dit is eintlik ongehoorsaam. Uitstel is net 'n mooi woordjie wat ongehoorsaam. Here, wat vir volgende maand as ek bietjie meer geld het, sal ek my 10de kom gee. Here, volgende maand as ek bietjie meer geld het, sal ek vir die boemelaar R20 gee. Ongehoorsaam. Uitstel. Ons bedruk ons dit nie. Die Here praat vanmôre met elkeen van ons hier vanmôre en hy wil hê vanmôre iets in jou moet afsterf. Waar eie ek in jou moet afsterf. Jou ongehoorsaamheid vanmôre moet afsterf. Daai ding met jou aftrek in hierdie aarde en God wil hom hê vanmôre moet jou loslaat. Jy moet dit laat gaan. En God vra vanmôre van jou gehoorsaam. As ek 'n kind van God is en ek bely, soos ons vanmôre gesing het, I am a child of God. Hoe kan ek dit sê en op dieselfde tyd ongehoorsaam wees? Hoe kan ek sê ek is lief vir my ma en dan na R100 dat weer sê ek steel? Dan is ek mos nie lief vir my ma nie. Want dan weet ek mos sy gaan te nakom, sy gaan kort kom en dit gaan haar aanraak. Dis mos nie lief nie. Hoe kan ek sê ek is lief vir God, maar ek wandel in die sondige lewe van my elke dag? Hoe kan ek sê ek is lief vir God, maar ek lewe nie met die liefde van God in my? Ek vat een van my kinders aan, nie direk nie, baie my skoonma hier op die vakansie. En sy sê vir my, dis later, ek sê I'm tired of loving you. It's not getting in you. Dis die gesindheid van Jesus Christus. Uithou en aanhou vir God se wil. Amen. My broer vanmôre is dat julle hierdie nuwe jaar nie net as 'n gewoonte sal ingaan. Maar dat hierdie jaar 2026 opreg van julle 'n jaar van seëning sal wees. Maar kom ons wees gehoorsaam aan God se woord. Amen. Ons bid ons loof. Here, wat 'n voorreg was dit gebeur om in die huis van God te wees vanmôre. Here, nie uit gewoonte uit is ons hier vanmôre nie, maar uit liefde uit. Here, so wil ek vra dat die elkeen wat hier is vanmôre sal aanraak aan hulle behoefte. Here, hierdie behoefte om hierdie dinge wat ons aftrek en hierdie aarde agter te laat vanmôre. Here, hier waar ons juk vorentoe bring vanmôre. Here, dat ek dit by U sal los. Here, dat ek my probleme by U voete sal los vanmôre. Here, ek wil vra dat U elke persoon wat hierdie woord sal hoor vanmôre, dat dit op goeie grond sal val. Dat ek 'n nuwe mens sal uitstap vanmôre. Dat ek môre maandag waar ons ingaan, 'n nuwe mens sal hê, dat ek met liefde elke persoon om my sal hanteer. Here, dat ons iets uit ons uit sal straal, dat 'n persoon na U toe kom sonder dat hy jou hoor om te sê, I can see there's something in you and I want this. Dat ons elkeen daai lewe sal leef. Dat ons elkeen met liefde 'n persoon sal hanteer ongeag die omstandighede. Here, dat ons hierdie jaar nie net as 'n dieetplan sou sien, maar dat ons hierdie jaar sal ingaan met 'n verandering. Here, kom raak elkeen se hart aan vanmôre is my gebed. Here, ons elkeen 'n mens insluitend het iets om agter te laat in 25, wat ek nie nodig het in 2026. En my gebed is vanmôre, Here, kom hoor ons aan. Sien wat ons vir U doen. Kom hoor ons woorde wat ons U loof en U prys. Here, ons kom soek U koninkryk. Nou vra ons op U belofte om ons te gee wat ons harte begeer. En een van my grootste begeertes vanmôre is om 'n noue verhouding met U hierdie jaar aan te sluit. Dat ek meer tyd met U sal spandeer. En so ook meer soos U sal wees in my wandel en handel elke dag. Seën elke persoon vanmôre. Is my gebed in Jesus naam. Vandag is nou in die soeke naam van die Heilige Gees. Wees met ons as metgesel, as dit U wil is dat ons volgende week weer by mekaar sal kom. Vandag is nou in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag julle mooi week hê, mag dit geseënd wees, en as dit God se wil is, sien ons julle volgende week.